Goeienaand en welkom by ons woensdaande Bybelbespreking. Mario, ek sien jy die groot bloubol ondersteuner saamgebring vanaand. Al het maar in, vryf het in, my weer sal kom, is dit nou my vierdoop vanaand, want ek kom hier uit van 'n onderwerp, wat ons bespreking met hom, is dit wat julle twee hier werk? Dit is eintlik 'n poets wat ons op pastoor, want ek het sien hy lig hier nie flikker nie. 'n Poets wat ons, Nee, hy flikker nou. Okay, nou flikker hy nie. 'n poets wat ons op pastoor gebak het om nie te sê wat die Bybelbespreking is vanaand. Ja, nee, kyk. Ja, julle twee. Wat is maar aangaan? Maar as pastoor bekeer en 'n Vrystater word, dan sal sulke goed nie in die toekoms weer gebeur nie. Is dit wat jy besig is met hom om te kan wit na 'n Vrystaat? Dis maar moeilik. Hy ken net van sokker. Maar nee, op 'n meer ernstige noot, ons gaan vanaand bietjie gesels oor die simboliek met die oploop van die kruisiging, as ek dit maar so kan stel, van die verraai van Judas, en dan sal ons dit opwerk tot en met daar waar Jesus gekruisig is en al daai dinge, bietjie na simboliek agter dingetjies gaan kyk rondom die verhaal. En ek dink veral omrede die nou laat dit Paasnaweek is en al daai goeters, dink ek dit is 'n goeie onderwerp om bietjie dit uit 'n ander oogpunt uit te benader. Wel, Hendrik, vir my wat belangrik is, die kruisdood van Jesus is sentraal in ons Christelike geloof en dit het 'n baie diep aangaande betekenis. Maar ek dink nie al die mense ken die simboliek en die betekenis nie, en ek dink dit is 'n baie lekker onderwerp. Jy kan maar regdeur Paasnaweek baie mense praat van die 7 kruiswoorde, die belangrikheid van die 7 kruiswoorde, en ons vat die fokus af van, soos jy sê, die aanloop na die kruisiging toe. Wat is die simboliek aangaande dit? En ons mis eintlik baie van wat God eintlik vir ons kom doen het, wat dit beteken, profesie wat in vervulling gekom het, en baie mense is geneig om daardie dan mis te kyk, of Ja. ja. Nee, ek het geen idee hoekom werk daai ene nie. Kyk hom dalk net bietjie nader aan, pastoor. Die liggie is aan. Nou skreef weer op myself. Werk hy nou? Weet jy nog nie. Right, nee, maar kom ons gaan aan. Maar ja, ek dink ook ons net vandag dalk noem, kyk, ons kyk na die simboliek van die goed, so ek dink daar kan goed wees wat ander mense anders dalk bietjie interpreteer of so moet nou nie dit te ernstig opvat as ons dit nou nie presies soos jy interpreteer nie. Maar ja, ek dink dit gaan interessant wees. Ek dink die les wat ons hieruit kan leer is om bietjie te kyk na goed agter dit wat gebeur het, maar ook om mense bietjie ander uitkyk te gee, bietjie nuwe idees te gee hoe hulle Bybel moet lees. Hulle moenie net Bybel net lees en lees soos 'n storieverhaal nie. Kyk bietjie wat gaan aan, wat is meer agter dit alles. Maar jy moenie so agter my sit nie. Ek sorry. En Sommer hier inskryf. vir my belangrik is, en ek dink elke persoon moet dit vir homself afvra, wat beteken hierdie tydperk vir jou? Wat beteken dit vir ons as Christen? En dit is die kern van ons Christelike geloof, dat Jesus Christus opgestaan het. Maar wat is die implikasie van dit op jou lewe? En dis vir my baie keer die hartseer, Henry, en as ons na die wêreld en wat oor Paasnaweek gebeur. Paasnaweek sien soveel mense, en ons kan die kerkgangers insluit hierso, as 'n naweek om dan lekker op 'n toer te gaan vir die lang naweek, ek gaan weg, ek en my gesin. Dis nie waaroor die Paasnaweek gaan nie. En ons moet na die baie dieper betekenis van, en wat is die implikasie van, en ons gaan op die einde van dit daarby uitkom, wat is die implikasie van daai kruisdood vandag, en hoe is dit van toepassing op ons wat nog sê ons glo? Ja, nee, 100%. Absoluut. Alright, laat ek gou daarso loer. Okay. Ek's nou terug. Gesels maar so lank 'n bietjie, sorry. En daar vat ons koffiekie nou. Ja. Nou Mario, jy het nou die onderwerpe gekies, so laat jy nou wegtrek en gee vir ons dan jou eerste een. Ek weet nie of hulle my kan hoor nie. Oh my goodness. Is daar 'n tegniese probleem daar agter? Ek sal nou reg wees.
Is hy nou reg? Is hy nou reg? Hallo? OK, ek hoop almal kan my hoor. Moet ons sê dit is die man wat aan die klank gewerk Like en subscribe as julle my kan hoor. Maar ja, kom ek vat dit vir ons vir die eerste vraag. Ek dink die eerste vraag is hoekom het Judas Jesus vir 30 stukke silwer verraai, is dit? Ja. Dis die vraag, né? OK. Wat is die simboliek agter dit? Wat is die simboliek agter dit? Wel, die interessante ding is dat in die Joodse wet was 30 stukke silwer die prys van 'n normale slaaf gewees. So ek dink as jy gaan lees in Exodus 21, sorry ek het my aantekeninge vergeet, so ek moet 'n bietjie van die brein af werk. Maar en ek dink is Exodus 21 waar jy kan lees dat die 30 stukke silwer was die prys van 'n nette doodgewone slaaf gewees in die Joodse geloof. So Judas het vir Jesus verraai net vir 'n klein bietjie 30 stukke silwer. Dit is in vergelyking met 4 maande se werk, ek dink het hulle gesê. So hierso kan ons sien dat dit was nie veel waarvoor Jesus verraai was nie, en dit is eintlik 'n spoeg op Jesus se naam. En ek dink is baie interessant om in daai manier in dit te kyk. Maar kom ons kyk in ons eie lewens. Vir wat het jy Jesus nou al verkoop? Absoluut, ja. Hoe goedkoop het jy nie al Jesus gemaak deur jou leefwyse nie? En dan wil ek sê die 30 silwer muntstukke waarvoor Judas Jesus verkoop het, is duurder wat Jesus of Judas dan Jesus verraai het, as wat ons leefwyse getuig oor wie Christus is. So ons moet ook baie mooi na onsself kyk. Ons wil na Judas kyk en baie mense wil Judas kruisig, maar as jy na Handelinge 2 gaan lees, sê die disippels daar, en hulle sê dit was Judas se roeping gewees. Anders as iemand nie vir Jesus verraai het nie, dan kon die kruis en die gevolg daarna nie plaasgevind het nie. En ek sê, kom ons begin by die begin, en julle het gesê, laat ons daar begin. Kom ons begin ons eie lewe nou ondersoek, van hier af. Absoluut, ja. En ons staan net bietjie terug, en ons kyk na my eie lewe. Dis maklik om te sê, ja, Judas, slegste man in die Bybel, daar's 'n vloek op hom gewees as gevolg van dit, en ons kan later oor dit gesels, Ja. maar my eie lewe, hoeveel keer het ek nie Jesus goedkoop gemaak? Dalk het ek hom vir 'n silwerstuk al verkoop. Ja. En soos ek die wêreld nou kyk in die gebrokenheid en wat in die wêreld aan die gang is, dan wil ek vir jou sê, ons het Jesus vir next to nothing weggegooi. Ja, en na dit kon Judas dit nie regtig verwerk het nie. Hy het later aangegaan en homself gehang. En nou dat pastoor praat van dit is nogal interessant om ook te kyk in ons eie lewens. Hoeveel keer in plaas van om berou te hê, om terug te gaan na God toe en jammer te sê, gaan ons en hang onsself in 'n tipe manier. Ons gaan in alkoholisme in dwelms in dobbelry en wat ook al jou beter maak voel, en hang jouself in 'n sin, in plaas van om terug te gaan na God toe en werklik berou te hê. Henry, ek sien jy gaan nou soos 'n stokmannetjie net so. Ja, ek luister wat julle sê, is interessant. Vir my ook 'n interessante ding is die feit dat die priesters besluit het op 30 muntstukke. Dis interessant, ja. So dit sê vir my, hulle moes Jesus so min geag het soos 'n slaaf. En dit sê vir my so, hulle het hom nooit erken as die koning of as die Messias nie. Hulle het hom maar net, dis die waarde wat hulle half op sy lewe gesê, is 30 muntstukke soos die van 'n slaaf. So dit wys vir my ook die wat hulle gedink het van Jesus half, as ek dit so kan sê. En nou wat vir my interessant is rondom dit is dat Jesus was so nederig. Hy het daai rol as dienskneg of slaaf kom opvat vir ons en vir ons kom sterf. En dit is vir my 'n ander ding wat ons moet besef, en ek het Sondag ook daaroor gepraat, is oor nederigheid. Kyk hoe nederig was Jesus om in daai posisie te gewees het, om te gesien geword het as 'n ou dienskneg. Maar
wat wil ons wees as Christen? Ons wil hierdie groot belangrike mense wees van ons, party wil op pedestals gesit word en belangrik lyk, ander worry nie eers oor ander nie, en dit is ook nou weer aan die ander kant van die saak, ander het glad nie eers 'n saak met Jesus nie, en die ander dink weer, hulle is bo Jesus verhewe. En die mooie simboliek aan dit vir my, Henry, is, as jy na daai tyd se geskiedenis kyk, hier was 11 disippels, wat regtig waardig geheg het, en wie Jesus was, wat 'n verhouding met hom gehad het, en wie dit diep seer gemaak het, om Jesus, hulle leiers so te sien, en dan het jy die menigte gehad, en onder andere hulle wil ek vir sê, daar's 3 groepe, die wat hom geken het, die wat na sy woord geluister het, en die wat hom glad nie wou ken nie. Ja. Was in daai groep gewees waar daar gestaan het, kruisig hom, nou. Dis dieselfde groep wat gestaan het en hom laat kom het met die esel om te sê, hier's die koning. Hulle het gedink, hier kom 'n groot redding, hier kom 'n groot verskil. En toe hy gevange geword het, wat gebeur? Toe draai ek 90% van hulle net so op Jesus. Is dit nie waar ons vandag in hierdie wêreld sit nie? 90% van die wêreld is dalk die waar daar staan. En dit sluit in mense wat God geken het, in 'n kerke gesit het, Christelike huis groot geword, en ons kan aangaan en aangaan, wat in hierdie oomblik maar net sowel kan uitskree, kruisig hom, kruisig hom. En dan is daar regtig die wedergebore kinders van God, wat werklik die Paasnaweek sien vir wat dit is. Ja. En die werklike betekenis in Paasnaweek. En hier gaan dit nie vir my oor of ek weet dat my Jesus aan 'n kruis vir my kom sterf het, en dis waar Paasnaweek gaan. En ons gaan bietjie later, dink ek, as ons tyd het, oor daardie belangrikheid van dit. Absoluut, ja. En wat vir ons redding, verlossing, wat die nuwe verbond, al die goed gebring het. Maar ek dink, die wêreld is so blind, dat 90% van hulle miskyk. Absoluut, pastoor. Kan ek ietsie deel wat ek ook interessant gevind het? Asseblief. Met hierdie hele verhaal wat jy lees in Matteus. Wat vir my interessant is dat daai hele gebeurtenis met die verraaiing van Jesus met die 30 muntstukke, wat laat dit 'n profesie was. O ja. En dit was vir my interessant gewees om te gelees het, is dat dit, ek het bietjie gaan oplees oor wat, dit was vir my so interessant, hoe ek geweet het, hoe lank voor die tyd, dis omtrent, hulle sê so plus minus 500 jaar voor Jesus, het Sagaria hierdie profesie gegee, in Sagaria 11, vers 12 en 13, en ek wil dit graag vandag vir julle lees, laat julle net bietjie dit hoor, dit is my verskriklik interessant gewees, toe ek dit gelees het. Dit sê hierso, daarop sê ek vir julle, as dit goed is in die oë, gee dan my loon, en so nie, laat dit dan staan. Toe het hulle my loon afgeweeg, 30 sikkel silwer. Hierop sê die Here vir my, gooi dit vir die pottebakker, die heerlike prys, waarmee ek deur hulle gewaardeer is, en ek het die 30 sikkel silwer geneem, en dit in die huis van die Here vir die pottebakker gegooi. En wat interessant is dan, as jy nou gaan lees, dan sien jy dat Judas presies 30 stukke silwer gekry het, toe het hy groot berou gehad, toe het hy dit in die tempel gaan teruggooi, en toe die priesters dit gebruik om die pottebakker se grond te gaan Dis koop. interessant, hè? Dis interessant. Ja. So daai profesie het presies soos in vervulling gekom, soos wat jy die gebeurtenisse sou lees in Matteus 27 vers 3 tot 7. En soos ek sê, wat dit baie indrukwekkend maak, en dit is een van daai goed, hoekom ek altyd sê die Bybel is die woord van God, is dat 100%. profesieë honderde jare vooraf geprofeteer is deur mense wat nie geken is, mekaar geken het nie, en dan het daai profesieë tot vervulling gekom. Presies in vervulling gekom, en is so interessant en so in diepte. Dis net iets anders. Ja, en hier's vir my ander gedeelte, wat vir my mooi uitstaan, is die verraad wat daar plaasgevind het. Hier is 'n vriend, 'n vertroueling, of volgeling, wat hoeveel aande saam met Jesus dalk om 'n kampvuur gesit het. Ja. En hier kom een van die grootste oomblikke van verraad wat plaasvind. Maar ten spyte van hierdie verraad, hierdie verraaiing, het Jesus nie een keer vir hom, kom ek sê, teen hom aggressief opgetree,
of wat nie. Jesus het hom die hele tyd met liefde behandel. En nou sit ons hier. Hoeveel keer het iemand jou te nagekom, né? Ja. En dan is jy onmiddellik kwaad. Kyk, jy verloor, jy neem, soos ek sê, dan neem jy onbekeerde verlof, né? Dan wil jy nou mooi, almal moet verstaan, jy's in 'n stadium van onbekeerde verlof. En dit is vir my mooi wat Jesus doen. Hy het nie Judas anders te behandel nie. Hy het hom nog steeds met dieselfde respek en liefde behandel. En ek sê dankie vir daardie verraad. Anders sou ons nie vandag onder die nuwe verbond gestaan het nie. Absoluut. Maar dis wat vir my mooi gelyk. Daardie verraad van een persoon het tot verlossing van die wêreld gelei. En dis wat Judas kom dit. Dis wat hy 30 silwerstukke beteken het. Dit is verraad wat gelei is, die hoogste vorm van verraad teen die seun van God. Ja. Maar dit het gelei tot die grootste verlossing van die mensdom. Absoluut. Ja, 100%. Het jy nog iets om te sê, Mario? Nee. Ek dink ons kan maar gaan na die volgende een toe, is dit nie? Ja, ek dink die tyd het so aangestap. Ek dink ons gaan nog enetjie kans hê om nog enetjie te bespreek. Kan ek net 'n laaste puntjie, ek het nou maar van my kripnotes opgeneem. Het jy gedink aan die emosionele pyn wat daardie verraad by Jesus moes nagelaat het? Hy het geweet Judas gaan dit doen. Hy het gesê die een wat sy hand saam met my in die bak sit, hy het dit geweet. Hoeveel keer het jy nie sleg gevoel toe iemand wat jou te na gekom het nie? Hoe het jy teen hom opgetree? Wat het jy dalk geskinder en sleg gepraat van hom? En nie Jesus is die voorbeeld van vergifnis. Ten spyte van daai verraad het hy hom nog steeds vrygespreek. Ja. En waar het plaasgevind? Aan die kruis. Vader, vergewe hulle. Ja, en ek moet sê, dit is iets wat baie mense mee sukkel, is om mense vry te spreek en mense te vergewe oor dinge wat hulle aan hulle gedoen het. En ek dink dit is hoekom dit belangrik is, en ek dink dit is hoekom, veral ons is iemand wat baie klem lê daarop, dat ons soos Jesus moet wees, dat ons Jesus moet nabootsers wees van Jesus. Yes. Jesus is vir ons so 'n mooi voorbeeld in alles, selfs in daai oomblikke van verraad, daai oomblikke wat mense jou teleurstel, daai kere wat mense jou in die rug steek, wat ook al jy dit wil noem, in daai oomblikke moet ons nog steeds soos Jesus wees, en ons moet nie dan soos pastoor sal sê onbekeerde verlof vat. Ja. Definitief. Ja. Reg, Mario, gee nou vir ons, of wat is die ander onderwerp wat ek nou nie ontvang het nie, laat ek nou my agriewe deurgaan en kyk of ek iets kry. Wel, die tweede een is, hoekom was Jesus deur met swepe geslaan? En dis nogal een van die interessante goed, want as mense kyk na die kruisiging, nê, dan kyk hulle nie altyd na die volle deel nie. Hulle kyk net na hoe Jesus aan die kruis vasgeslaan was, wat wreed was. Maar toe hy deur swepe geslaan was seker een van die wreedste goed gewees, want wat mense nie verstaan nie, is dat die Romeine het nie net dit ligtelik gedoen nie. Dit was nie net van, kom ons slaan hom met swepe en dis verby nie. Nee, die Romeine het spesifiek vir jare en jare perfek om die meeste maximum punishment te gee vir iemand wat deur 'n sweep geslaan is. So ek weet nie of iemand al die Romeinse sweep gesien het nie. Ek kan nie onthou wat jy dit noem nie. Wat noem hulle raai swepe? Nee, jy moet sê ondersoek. Ek het nou nie my notas nie, maar hulle het 'n naam vir die sweep. Nou hierdie sweep is nie net 'n normale sweep wat ons elke dag sien nie. Dis nie net sulke lang sweep wat jy slaan iemand daarso en dan bars hulle vel oop nie. Hierdie sweep was gewoonlik 'n sweep met 3 of meer stukke leer wat aan hom vas. En hy's omtrent so lank gewees. Nou hierdie 3 stukke, gewoonlik 3 of meer, dalk 8, het stukke been, gebreekte been, glas, partykeer klip aangehaat, wat gemaak was om die vleis oop te bars en uit te trek, wanneer iemand geslaan was met daai sweep. En mense wat nou ingekyk het in hierdie verhaal en in geskiedenis terug ingegaan het, die Bybel sê dit nou nie, maar daar is
dit word gespekuleer dat Jesus 39 keer geslaan was deur hierdie sweep. Nou dink net aan daai gebreekte been wat aan daai stukke sweep was, 39 keer geslaan word. Daar's amper niks meer oor nadat jy so geslaan was nie. En dis baie wreed. Ja, dit is mooi wat jy sê, dat jy gesê het ook dat hulle die straf bemeester het. So dit is iets wat ons ook na kan kyk, die simboliek agter die straf van dit. En dit kom weer vir my neer op daai punt wat die Bybel vir ons sê, Jesus het ook gekom om daai straf vir ons te vat. Ja, absoluut. Daai straf wat ons elkeen verdien het. Onthou, dit is wat hier plaasgevind het. Hy het 'n straf ontvang namens ons. En hierdie hele kruisiging is deel van daai straf. En dit het al daar begin, toe hulle hom geslaan het met daai swepe waarvan jy praat. En dit is vir my so mooi dat hy het basies kom regmaak. Hy het daai straf gevat, wat al in die tuin van Eden gebeur het, dat daai Adam en Eva ons tot 'n val laat kom het hy gekom, en hy het daai straf wat vir ons bedoel was, het hy op hom kom vat om te kan herstel wat ons verkeerd gedoen het. Absoluut. Ek wil dit opdeel in 3 gedeeltes. Hierdie straf, hierdie lyfstraf wat hy ontvang het. 1, dis 'n lyding gewees. Ek dink nie ons besef die lyding wat Jesus op daardie oomblik deurgegaan het nie. Maar hy het daarin volhard tot aan die einde. En hier kom ons as mens, sodra dit swaar gaan, sodra lyding op ons pad kom, eerstens, ons wil Jesus vir alles blameer, ons wil God blameer, vir foute en swak besluite wat ons gemaak het. Die Here moet die skuld vir alles kry. Ons wil nie deur lyding gaan nie. En weet jy wat baie mense nie besef nie, om geestelik te kan groei, moet jy deur goeie tye, slegte tye, jy moet lyding hê om te kan volhard. Om werklik in die geloof. En nou kyk jy na die disippels van Jesus, jy kyk na Paulus, jy kyk na Petrus, jy kyk almal van hulle. Het hulle lyding gehad? Here sê my maat, om my te volg is nie maklik nie, jy gaan deur pyn, jy gaan deur lyding. En hy het dit spesifiek gesê, want hy het deur daardie pyn en lyding gegaan, om oorwinning aan die einde vir ons te kan gee. Met ander woorde, eerste, gaan daar lyding wees, absoluut. Ons as kinders van God moet besef, jy gaan deur 'n lyding gaan om geestelik te kan groei, en ek wil sê, sterker in die geloof te word. En dan kom die volgende een vir my, die liefde wat hy geopenbaar het. Ja. Hoekom het hy deur daai lyding gegaan? Omdat hy vir elkeen van ons hier so lief het, dat hy sy liggaam deur 'n lydingsproses gesit het, wat nie een van ons 3 sal kan staan nie. Nee, 100%. Nie wat nie een van ons 3 sal wil deurgaan nie. En hy het dit deurgegaan. Hoekom? Dit wys en lê die klem op die grootheid van sy liefde. Ons kyk dit so mis, en ons maak hierdie offer, hierdie lyding goedkoop, want ons wil nie ly nie. We soek the highway. Ons wil nie die nou pad vat, soos wat Jesus praat in van Matteus 7. Nee, ons wil die highway hê. Klaar, einde van die verhaal. En ons sê ons is werklik vir God lief, maar as dit swaar gaan, waar is die kinders van God? Dan wil ons vingers wys oor dinge wat ons fout gemaak het. In plaas van te sê, Here, weet jy, ek het U nog steeds lief. Ek gaan nog steeds saam met U die pad stap. Ek het 'n ruk terug 'n video gekyk van 'n klein seentjie van 9, wat 'n persoon met hom sit en 'n onderhoud voer. Ja, ek het gesien, en hy het terminale kanker. En hy sê vir hom, maar hoekom smaal jy? Hoekom is jy nog bly? Jy weet jy gaan oor 2, 3 nie hier wees nie. Toe sê hy, want ek kan nie wag om my Jesus te sien nie. Deur hierdie lyding, en hy sê, maar hy sê, want anders moes my broer of my sussie deur hierdie lyding gegaan het, daarom sal ek dit eerder dra. En dit my so laat dink aan Jesus, nee, wat daar gekom en gesê het, maar ek sal die mensdom se lyding vat. Ja. Want ek weet, hy sal dit nie kan doen nie. Maar hy doen dit in liefde. Maar wat mooi gekom het, deur hierdie lyding, het Jesus iets mooi vir ons geopenbaar. Saam met lyding, stuur hy die uitkoms in die verlossing. Amen. 100%. Ja, dit is absoluut waar en mooi, en dit laat 'n mens dink bietjie weer oor jou eie lewe wanneer dinge moeilik gaan. Ja. Ja, nee. Ja nee, wil jy iets sê? Ja, ek onthou nou wat die naam is van die sweep. Hulle het die naam is die Flygrim. Okay. So dis die naam van die sweep wat hulle gebruik het, en hierdie is die sweep wat historians beveel dat Jesus 39 keer
geslaan was. En die interessante ding is dat as jy weer eens teruggaan na die profesie toe, ek het nou nie my notas by my toe nie, maar in Jesaja, deur sy wonde is ons genees. 53, vers 5. En die interessante ding is as jy kyk na die Engelse weergawe, dan sê hy, by his stripes we are healed. So daai strepe, daai sweep houe, daai slaaf wat hy gekry het, deur dit is ons genees, deur die lyding wat hy deurgegaan het, is ons genees. En dit is sulke hartseer ding, want hoeveel van ons sal deur lyding gaan vir Jesus? En dit, as jy nou in 'n land is waar jy vervolg word, hoeveel van ons sal ons lewe gee vir God? Hoeveel van ons sal opstaan en sê, nee, ek gaan nie Jesus verraai nie. En dis die hartseer ding, hy het dit gedoen vir ons, maar sal ons dieselfde doen vir hom? En dit my ander gedeelte wat ek mee wil sê, die wonde dra ook ons swakheid. Ons swakheid. Absoluut, 100%. En dis wat jy so mooi nou eintlik gesê het, daar elke hou wat daar geval het, is vir my swakheid, Ja, is Jesus gestraf. Maar nog steeds deur daardie swakheid vir my, het hy staande gebly, sodat wanneer ek nou swak is, ek voel die wêreld teen my is, ek voel as nie vir my uitkoms nie, ek sien net hierdie donker gat, is daar 'n lig wat aan in 'n gat skyn, en sy naam is Christus Jesus. Hy is namens my nou sterk. En wanneer ek in hom is ek dan daai verloste en daai oorwinnaar. Amen. Ek wil net so vandag iets aanlas daar by Mario, voor ons afsluit, ek sien ons tyd is verby, maar daai by his stripes we are healed, of deur in die Afrikaanse Bybel, deur sy wonde is ons genees. Wil ek ook net sê, mense besef nie altyd die volheid van daai skrif nie. Dit is nie net 'n vleeslike genesing nie. Ek glo persoonlik dis ook 'n geestelike en 'n emosionele genesing. Amen. Wat ook daar vir ons bewerkstellig is deur sy wonde. Want nee, hierdie wonde 100%. wat ons besef, sorry Mario, Nee, asseblief. het Jesus 'n emosionele lyding gehad. Sy sweet het in bloed verander. Het hy 'n liggaamlike lyding gehad? Ja. Was hy in 'n geestelike stryd? Absoluut. Ek ben in die kruis sê, my vader, waarom het jy my verlaat? Ja. Ek meen, hy was geestelik, emosioneel, liggaamlik klaar. En baie keer sit ons daar, maar hy gee vir ons eintlik die antwoord, toe hy opgestaan het, ek gee jou nou die oorwinning. Amen. Ja, ek dink dis dit vir vanaand, as iemand nog Absoluut. iets wil sê. Nee, ek dink ek's reg. Ek is so bly. Ja, gee my net volgende keer die notas. Ja, ek dink dit is 'n lekker bespreking gewees. Ons het 2 bespreek. Ons sal sien hoe lank ons dit doen. Ek dink nie dit is 'n vaste ding nie. Ons doen dit sommer maar net vir die interessantheid. Ons sal sien Ja. hoe ver ons gesels en al daai dinge en of ons dit 'n 5 weke reeks gaan maak. Maar ek spot nogal met Mario. Ek sê vir hom nee. Ek dink ons gaan so baie bespreek nie, ons maak dit eers net 5. Laat dit sê vir hom, hoor, ek dink ons moet dit net 4 maak. Dis ek nee, ons draai maar weer 5 en nou kom ons vandag, ons net met 2. Ja. Ek het rarig gedink ons gaan al 5 bespreek, want basies die laaste 3 het in mekaar Ja, hy sou vinnig gegaan So- het, maar ons sal hulle oorslaan vir volgende week Ja, sê. en dan kan pastoor bietjie voorberei. asseblief. Ja, nee, ek moet sê, ek moes nou mooi gaan diep grawe, en gelukkig ek het preke oor dit, wat ek Ja. so op, en hierdie dinge daar om 'n search netwerk, so kan 'n paar van my inligting opgeneem. Ag nee, maar weet jy Henry, en ek dink mense moet weer eens besef, dat die Bybel nie net 'n storie is nie, daar's soveel diepte, daar's soveel waarhede, né? En wat my so ongelukkig maak, is dat mense dit nie kan raak sien nie, of hulle wil dit nie besef nie, en ek kan nou vir jou sê, as ons vanaand by die uitkoms gaan, seker 20 mense wat sê, ja, julle valse Christene, en mooi stories gee, maar gaan lees die Bybel, né, en begin besef, wat simboliseer al hierdie goed. Dis nie net daar, omdat dit in 'n mooi storie, of 'n mooi lyn val, of
hierdie het diep geestelike waarde vir ons. Absoluut. En ek dink dis ook 'n ander bewys weer dat dit die woord van God is, die Ja. diepte van dit. Dit is nie net die woorde wat kragtig is nie, daar's betekenisse agter sekere woorde, sekere simbole, sekere letters. Daar's soveel betekenisse agter alles wat alles bymekaar pas. So dit is interessant om ook na dit alles ook te kyk. Nee, dit is en ek dink dit is waaroor dit moet gaan, want deur hierdie simboliek moet mense begin dink en besef, wow, daar's iets dieper en groter in hierdie woord van God. Amen. Absoluut. Ek het niks meer te sê nie. Ek weet nie van jou nie, Mario. Ek is bly Nee, julle ek is klaar. stil. Nou Ek kyk gaan nie ek vir julle pastoor twee. vra nie want hy gaan nog 'n halfuur praat. Ja, nee. En nou kyk julle albei so vir my. So ek sê dit sommer voordat julle vir my sê, ek sal vanaand afsluit. Dankie, Dan pastoor. gaan julle dit nou. Nou kan ons ook weer voel hoe voel 'n geseënde wat vir ons bid. Ja, Nou nee. kan ons die salwing voel. Ja. Dankie pastoor. Ons lei hoe. Liefdevolle Vader, Here, dankie vir hierdie mooi en liefdevolle dag, Here. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand, Here, net weer te kan stil raak, Here. Here, en te kan besef, Here, waaroor gaan die Paasnaweek, Here. Ag Here, wanneer ek so dink oor die Paasnaweek, kom daar ook 'n bedroefdheid my op, Here. Here, maar as ek sien hoe die mensdom in hierdie tyd optree, hoe die mensdom daardie liefde van U verwerp, Here. Here, is dit my gebed vanaand, Here. Here, dat elke persoon wat hier ingeskakel is, Here, dat die Heilige Gees in elkeen se hart sal werk, Here. Here, dat ons opnuut sal besef, Here, Here, dat hier nie 'n goedkoop prys was nie. Here, dat hier nie 'n maklike prys was nie. Here, dat hierdie prys, Here, 'n lewe gekos het, Here. Here, 'n lewe wat betaal is, omdat ons God so lief is vir ons, Here. Mag die skille van blindheid, mag die verhardde hart, Here, mag dit in hierdie tyd, Here, weer die hart en die oë van Jesus word, sodat ons deur hierdie woord van U, Here, die liefde van U aan hierdie wêreld kan sien. Dit is my gebed in hierdie tyd, Here, dat hulle weer met ander oë, gevul vol liefde, Here, U liefde, na U woord en na U daad van liefde sal kyk in hierdie tyd, in Christus Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Dankie, dit was lekker geweest en dan sien ons mekaar weer volgende week. Ja. As ek hier is, as ek nie hier is nie, ek sal weer hier uitkom. Lekker Amen. week vir julle. Dis 'n Amen. lekker week.